Ons tweede skriflesing is Matteus 13. Dis ons hoofskriflesing vir die prediking van vanmôre. Matteus 13 vanaf vers 44 tot aan die einde van die hoofstuk. Dit is ons reeks met Matteus waar ons vers vir vers die inhoud van Matteus Evangelie ontleed. En ons is nou lank besig met hoofstuk 13. Nou kom ons aan die einde nou en dan volgende week as die Here wil kom ons by Johannes die Doper se onthoofding. Die week daarna die vermeerdering van die brood en die week daarna Jesus loop op die see. Ons gaan moontlik dan by hoofstuk 14 eindig en dan terugkeer na Exodus. Ons is ook nog besig intussentyd met 'n reeks oor Exodus. En sommige dink seker ek het vergeet, maar ek het nie vergeet nie. So ons gaan terug na Exodus toe binnekort. Nou by vers 44 van Matteus 13 lui dit so: Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Wel, die rede waarom hy nie die skat uithaal en gaan nie, is omdat die land natuurlik aan iemand anders behoort en dan sou hy dit steel. So hy moet die land koop. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, baie belangrike sinnetjie, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies vol te maak. Kan ek net vir u vra, waarom het die wederkoms van die Here Jesus nog nie gekom nie? Dis nog nie vol nie. Eenvoudig soos dit. Maar kyk wat 'n belangrike sinnetjie is dit nie. Kan ons dit vol maak? Ja. Ja. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis en mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Klaar, uit en verby. So sal dit wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Jy sien hoe konsekwent is Jesus, né? Want kyk net aan die vorige gelykenis wat ons verlede keer behandel het, hy presies dieselfde gesê. Hy bly konsekwent in sy gedagtegang. En die oond is altyd die oond. Jy kan maak wat jy wil, konsekwent. Hoeveel keer het ons laas gesê in die Nuwe Testament word dit beskryf, dink 23 keer in die Nuwe Testament, konsekwent. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling, dis 'n disipel word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Toe Jesus hierdie gelykenisse klaar vertel het, het hy daarvandaan weggegaan. En hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, en dit is Nasaret. En hy het die mense in hulle sinagoge so geleer dat hulle verstom was en gesê het: Waar kry hy, want hulle ken hom ons nou van hy klein was, waar kry hy hierdie wysheid vandaan en die vermoë om die kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers, hier's 'n baie belangrike paragraaf, want hier word Jesus se broers na die vlees se name genoem, 2 van hulle in die Nuwe Testament geskryf, né? Wie is die 2? Vinnig, moenie kyk nie. Wie is die 2? Adrian, ons het die AI nodig nie.
is hy dan nie die timmerman se seun nie, is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, dit is Jakobus, Josef, Simon en Judas nie, Jakobus en Judas, twee skrywers in die Nuwe Testament, en sy susters, is hulle nie almal hier by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring. Vanweë hulle ongeloof het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. Ons lees net tot sover uit die onfeilbare, foutlose en heilige skrif. Daar was telkens in die geskiedenis groot ontdekkings wat die geskiedenis impakteer het in ons land, weet ons, wie kan dadelik dink aan twee? Wat het 'n klein nedersettingkie in 'n groot stad verander, wat vandag nog die grootste stad in Suid-Afrika is? Goud, diamante in Kimberley, mense het alles verkoop, en hulle het gedink, niks wat ons besit of het, kan opweeg teen wat ons nou kan kry, daar in die Noord-Kaap nie. En hulle het soontoe gegaan. Maar al hierdie ontdekkings, vriende, is, kan jy sê, bleek. In vergelyking met die ontdekking wat die Here Jesus in hierdie hoofstuk van praat. Bleek. Want hier gaan dit nie oor goud en diamante en aardse rykdom nie, hier gaan dit oor die grootste ontdekking wat enige mens ooit kan maak, en dis 'n ontdekking wat nie net jou tydelike lewe verander nie, maar wat jou ewigheid bepaal, wat jou hart verander, jou bestemming verander, jou alles verander, van kop tot tone, alles verander. Alles in hierdie hele hoofstuk. En nou natuurlik, dis nou jammer dat 'n mens dit moet opdeel in die preke, maar hoe moet jy nou anders doen? Maar mens moet nou eintlik aan die hele hoofstuk dink daar, want al die gelykenisse wat hy vertel het, wat ons bestudeer het, die saaier en die onkruid en die saailand en die mosterdsaad en die suurdeeg en nou hierdie skat in die saailand en die kosbare parel, en jy moet aan alles dink. Alles gaan net oor een vraag, en dit is, wie is Jesus Christus werklik? Dis waaroor alles gaan. Wie is Jesus Christus werklik? Dis die uiteindelike vraag waarop al die gelykenisse afstuur. Die koninkryk kan nooit van die koning geskei word nie. As hy hier praat in hierdie gelykenis van die koninkryk en die koninkryk is en die koninkryk is so en die koninkryk is so, dan praat hy eintlik oor homself, want waar die koning is, daar is die koninkryk. Maar as jy die koning wegneem, is daar nie koninkryk nie. So waar die koning onontdek bly, bly die koninkryk onontdek. So Jesus praat dus al die pad oor homself. Jy kan nie die skat losmaak van hom nie. Jy kan nie die parel losmaak van hom nie. Jy kan ook nie die oordeel losmaak van hom nie. Dis alles 'n openbaring van Christus hierdie. En as jy later in die Nuwe Testament blaai, dan sien jy hoe Paulus vir die Kolossense presies dit sê. Dan sê Paulus vir die Kolossense, in hom, dis in Christus, is al die wat? Al die skatte van wysheid en kennis en wat dies meer verborge. Met ander woorde, die skat waarvan Jesus gepraat in hierdie gedeelte is hy self. Die parel waarvan hy in hierdie gedeelte praat is hy self. Alles waarna die mense hart kan soek, alles wat God beloof het, alles waarna die Ou Testament so uitgesien het, word in Jesus van Nasaret gevind. Dit is hier so maklik soos dit. Ons kan basies nou sing en huis toe gaan. Dis dit. Ek kan nie vir u iets nuuts of iets besonders of iets geweldig wat u nooit geweet het nie, kan ek nie vir u sê nie, want ek moet vir u sê wat hier staan. Ek kan nie vir u sê wat nie hier staan nie. So, dis wat hier staan, wat ek nou vir u gesê het. Maar nou wil jy nie so vinnig huis toe gaan nie, want dit is so lekker hier. So daarom laat ons met die eerste gelykenis begin, maar ek gaan
my bes doen om net kort, dit is nie eintlik baie moeilik om te verstaan nie, maar dit is baie moeilik vir die, kom ek sê, dit is moeilik vir die mense hart om die geestelike daarin te verstaan. Dit is nie baie moeilik om met jou kop dit te verstaan nie, wat dis duidelik, daar's 'n skat in die saailand, of daar's 'n skat in die land, en dis daar versteken, die man, hy val byna oor dit, hy het dit nie gesoek nie, en dan met blydskap gaan hy, en hy verkoop alles wat hy het om daai stuk grond te kry, want hy weet wat binne in daai grond is. En vir die hoorders van Jesus wat daar gestaan het, was dit baie maklik om dit te verstaan, want hulle het dit almal mos nou geweet hoe die dinge in hulle tyd en kultuur werk, nie in ons kultuur nie. Vandag bære ons geld in banke en kluise en beleggings, maar in die antieke wêreld was dit heeltemal anders, want daar was oorloë en onrus en invalle en noem dit op, en wanneer vyandelike leers nader gekom het die mense hulle kosbarehede, nie net geld nie, kosbarehede van allerlei aard, het hulle baie keer in die grond begrawe, om het later, as die konflik verby is, weer te kom haal, maar dan baie van hulle het gesterwe, baie van hulle is weggevoer, nooit weer teruggekom nie, en so, daarom was dit nie snaaks om soms in die grond onverwags op 'n skat af te kom nie. Maar die belangrikste is nie waar die skat vandaan kom nie, die belangrikste is die reaksie van die man wat dit vind. Dis die belangrike ding. Hy struikel as het ware oor dit. Hy het nie daai oggend opgestaan van plan om 'n skat te gaan soek nie, hy het opgestaan om net sy gewone werk te gaan doen, en toe op daai gewone dag verander sy hele lewe. Want dit is hoe God dikwels werk. Moses was nie van plan om 'n man van God te word nie. Hy was besig om skape op te pas, toe God hom by die brandende braambos ontmoet. Dawid was tussen die skape as 'n jong man, 'n herder, toe God hom tot koning laat salf. Die disippels was besig om hulle nette reg te maak om vis te vang toe Jesus hulle roep. Saulus van Tarsus was op pad na Damaskus om die Christene te vervolg, toe die opgestane Here Jesus hom tegemoet kom. So is God se genade. Die mens dink hy's besig met sy eie dinge en planne en wat dit mag wees, en maar God het lank reeds sy plan met daardie mens, en hy kom op sy pad sonder dat hy het verwag. Dis die punt. Die punt van die gelykenis is nie die man se strategieë of planne of wat ook al nie. Die punt is die ongelooflike waarde van hierdie skat. Want hierdie skat kom as het ware na die man toe. Kyk hoe sober vertel Jesus dit. Hy beskryf nie die skat nie, dis wat die mens sou doen as die mens die Bybel geskryf het, dan sou die mens gesê het, hoe lyk die skat en wat is daar en wat is dan daai sakkie en wat is die waarde, en dis wat ons sou gesê het. Jesus praat nie eers daarvan nie. Hy hoef dit ook nie te sê nie, want die reaksie van die man sê dit alles, en hy gaan en hy's daar weg, storm maar weg, en hy gaan verkoop alles wat hy het, omdat hy besef dat wat hy gevind het oneindig meer werd is wat hy ooit het. Dit wat hy nou gevind het is baie meer werd. Maar kyk na die woorde wat ons maklik mislees wat Jesus sê, uit blydskap het hy dit gedoen. Dit is een van die mooiste frases vir my hierdie. Uit blydskap het hy dit gedoen. Uit blydskap. Ek dink nie as enige een van ons wat hier is, alles wat ons het, môre maandag moet gaan verkoop. As jy jou besigheid moet gaan verkoop, wat winsgewend heel waarskynlik is, of as jy jou dit en jou dat en jou kar en jy weet nie wat alles nie, as jy alles moet gaan verkoop, weet ek nie of dit met soveel blydskap gaan wees nie. Maar hierdie man het dit met blydskap gedoen. Dit is belangrik. Nie met 'n swaar hart nie. Hy loop nie huilend daar weg van sy eie besittings af nie. Hy kla nie oor wat dit hom kos nie. Hy doen dit met blydskap, want hy het ontdek dat wat hy ontvang oneindig groter is as wat hy prys gee. Dis ook hoe dit in die Christelike lewe werk, vriende. Kyk wat jy in Christus Jesus ontvang. Dit gaan nie oor wat jy moet los nie. Dit begin alles by wie jy ontdek. Wanneer Christus vir jou klein is, dan raak al die ander goed swaar. Maar wanneer Christus groot is vir jou, dan word al die ander goed vreugde.
Is presies wat Paulus later bedoel. Ek wou dit nog vir u net nou gelees het, toe het ek nie. Maar wat Paulus later bedoel wanneer hy sy eie getuienis van sy eie verlossing gee in Filippense hoofstuk, ek meen is hoofstuk 3, waar hy sy eie getuienis gee, jy weet dit baie bekende gedeelte in Filippense, dan sê hy, ek beskou alles wat ek gehaat het en wat ek was as drek, om die voortreffelikheid van die kennis van Christus my Here te kry. Ek beskou alles wat ek was, en hy was trots op 'n klomp goed. Hy noem dit ook daar, al die goed waarop hy so geroem het. Hy sê, nou beskou ek dit as drek, sê die Grieks, om Christus Jesus te kan verkry. Paulus praat presies soos die man in die gelykenis. Dis dieselfde. Hy praat presies so. Paulus het nie gedink hy verloor nou alles nie. Hy het geweet dat hy alles gevind het. Dis waarom die Christelike lewe, vriende, tussen hakkies nooit in die eerste plek gedryf kan word en gedra kan word deur plig nie. Plig hou nie 'n mens staande in die Christelike lewe nie, maar weet jy wat hou 'n mens staande in die Christelike lewe? Liefde, verwondering, vreugde hou jou staande. Wanneer die Heilige Gees Christus aan jou kom ek amper bekend maak het, kom openbaar, dan begin alles vir jou anders lyk. Dinge waaraan jy vroeër so geheg was, of waaraan jy vroeër so, wat is die regte woord, vasgeklou het, verloor absoluut hulle glans. Jy sê, jy kan nie later as jy terugkyk, kan jy nie glo dat daai goed enigstens vir jou betekenis gehad het nie. Nie omdat dit noodwendig verkeerde goed is nie, maar omdat jy iemand ontdek het wat oneindig heerliker as alles is. Die hart wat deur die heerlikheid van die Here Jesus oorweldig is die hart wat verander met blydskap, soos Jesus hier sê, met blydskap, wanneer Jesus vir jou meer word as enigiets wat die wêreld vir jou kan bied. Ek het in hierdie week weer daaroor gedink, of ek kan nie onthou waar ek het gehoor of gesien of gepraat of gesê nie, maar dat die Bybel vir ons, ek het dit iewers seker gepreek, waar dat Petrus sê, en nou weet ek nie waar nie, in 2 Petrus 3 sê Petrus, dat alles op hierdie planeet is besig om te vergaan. Alles gaan uiteindelik tot niet. En dan is 'n mens daarom bly hierdie parel of die skat gekry, wat ewig bly en wat baie meer waarde het as enigiets wat die wêreld vir jou kan gee. En dis waar jy in die heiland nou vir ons neem met die tweede gelykenis hier sien. Hy neem vir ons maar nou neem hy vir ons nie hierdie man nie, hy neem vir ons nou na 'n tweede man, en hierdie tweede man is 'n koopman, wat sy hele lewe lank op soek was na iets kosbaar. Hy sê die koninkryk van die hemel is soos 'n koopman wat mooi parels soek, en toe hy die een kosbare parel gevind het, hy alles anders verkoop en hy net daai ene gaan koop. Het lyk amper of dit dieselfde gelykenis is as die eerste ene. Want by beide is daar 'n man wat alles verkoop om iets te kry. So dit is min of meer dieselfde, maar dit is nie dieselfde nie. Onthou, die eerste man by die eerste gelykenis was nie op soek na 'n skat nie. Hy het dit onverwags ontdek daar in die land. Maar die koopman daarteenoor is doelbewus op soek, want dit is sy beroep. Hy ken parels. Hy bestudeer die goed. Sy hele lewe lank is 'n soektog na die besondere parel wat hy nog nie ontdek het nie. So daarmee teken die Here Jesus vir ons die twee verskillende maniere waarop God met mense werk om hulle tot by die groot ontdekking te bring. Met sommige ontmoet God net onverwags uit genade. Hulle dink nie eers daaraan om 'n skat te vind nie, en dan gebeur dit. En by ander werk God anders sy werk met hulle, soos met hierdie koopman. Dis 'n proses. Hierdie koopman besef, daar moet iets meer wees. Daar moet iets meer wees. Daar moet iets meer in die lewe wees. My geboorte, my bestaan en my alles kan nie net toevallig wees dat ek maar iewers uit 'n oerknal uit hier aangeland het nie. Daar moet iets betekenisvol wees. Ek moet dit vind. Ek wil dit vind. En dan begin jy met die lewensvrae en begin jy die goed antwoord en lees en dink en soek en gaan te kere. Dit is 'n hele proses. Jou hart is onrustig,
omdat jy weet dat die goed van die wêreld, ja, dis partykeer is nie te sleg nie, maar dit kan nie daai vakuum, daai leegheid regtig vul nie. Dis 'n proses van soek. En tog leer die Here Jesus dat beide hierdie mans van hierdie twee gelykenisse, beide het uiteindelik by dieselfde persoon, dieselfde skat uitgekom. Die een word gevind en die ander een vind. Maar agter albei staan dieselfde God wat mense na die verlosser toe trek. Jesus sê in Johannes 6:44, niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie trek nie. Selfs die opregte soeker, met ander woorde hierdie koopman, vind uiteindelik daai parel, uiteindelik net omdat God hom gevind het. Hierdie koopman was 'n kenner van edelstene. Hy het waarskynlik honderde parels deur sy hande laat gaan. Hy was nie maklik beïndruk nie, hy was krities. En toe gebeur daar iets merkwaardig. Hy vind een parel, nie die grootste versameling van parels nie, nie 20 parels nie, net een, maar hierdie een parel verander alles. Van daai oomblik af, hou sy soektog op. Hy vergelyk nie meer pryse nie, hy sit nie die hele dag meer aanlyn om te soek nie, hy onderhandel nie meer nie, hy wonder nie, ek wonder of ek dalk môre beter iets gaan kry nie. Hy verkoop alles. Waarom? Wel, omdat hy geweet het sy soektog het geëindig. Wat 'n wonderlike woord is dit nie. Augustinus, die ou groot kerkvader, het eeue gelede gesê, ek haal hom aan, hy bid, hy sê, u het ons vir u self geskep en ons harte sal onrustig bly totdat dit rus vind in u. Dis presies wat met hierdie koopman gebeur het. Hy vind uiteindelik nie bloot nog 'n parel nie, natuurlik nie, hy vind die parel. En daar's niks om meer te soek nie. Hy weet instinktief op daai oomblik, daar's niks meer verder vir my nodig om te soek nie. En hy voel nie, hy het nou iets kosbaar prysgegee nie. Hy verruil iets wat 'n mindere waarde het. Hy moes 'n redelike ietsie nogal gehad het, maar hy verruil dit as 'n mindere waarde vir iets wat oneindig groter waarde het. As jy 'n stuk glas hou, as jy 'n stuk glas hou en iemand gee vir jou 'n egte diamant, waarom sal jy nog die glas wil vashou? Waarom sal jy aan 'n skaduwee vasklou as die son self op jou skyn? Wanneer Christus Jesus werklik gesien word, dan word die wêreld nie groter nie, die wêreld word kleiner. En sonde verloor sy glans wanneer Christus sy heerlikheid aan jou openbaar. Dit sê nie jy kan nie sondig nie, ek sê sonde verloor sy glans. Is presies wat hier gebeur. Die waarde van die parel maak die koopman se besluit vanselfsprekend om alles wat hy het te gaan verkoop om die parel te kry. Jy sien, wanneer Christus die grootste liefde van jou hart word, dan begin die ou liefdes vanself hulle mag verloor. Dit beteken nie, laat ek dit weer sê, moenie verkeerd hoor en verstaan nie, dit beteken nie dat die stryd teen sonde verdwyn nou nie, inteendeel die stryd word baie keer self skerper. Maar nou is daar iemand vir wie dit die moeite werd is om te stry. Dis die rede waarom die martelare, en ek wil nie net praat van die martelare van deur die jare nie, daar's martelare vandag. Dis waarom die martelare bereid is om hulle besittings, hulle vryheid en selfs hulle eie lewensprys te gee. Wanneer die wêreld na so 'n martelaar kyk, dan dink die wêreld, o my aarde, hierdie man verloor nou alles. Maar daardie persoon weet dat hy eintlik alles wen. En so kan 'n mens voortborduur op hierdie
hierdie gedeelte, ek wil dit nie doen nie, terwille van tyd, maar jy kan voortborduur, jy kan byvoorbeeld vir jouself afvra, maar waarom kies Jesus spesifieke parel in hier, daar is mos, hoekom nie 'n diamant of goud of wat ook al nie, hoekom 'n parel, en mens sou daarop kon jy spekuleer, ek dink 'n goeie antwoord daarop mag dalk wees, dat as 'n mens dink hoe 'n parel ontstaan, almal van ons weet tog hoe 'n parel ontstaan. 'n Parel ontstaan binne in 'n lewende oester. Maar dan kom daar partykeer vreemde voorwerpe binne in die oester in, so sand, korrels, daar kom iets grof, kom in die oester in. Dan veroorsaak dit 'n wondjie. Reg? Is ek reg? Wie weet? Praat ek verkeerde goed of regte goed? Dan maak dit 'n wondjie en dan begin die oester, wat 'n lewende dier is, dan begin die oester laagie op laagie op laagie, 'n kosbare stof afskei daar rondom. En so word daar uiteindelik 'n parel gevorm. Die grootste skat wat God ooit aan die wêreld gegee het, het deur lyding gekom, vriende. Mense sê baie keer, en ek ook dikwels, as daar slegte goed gebeur, dan vra mense, hoe kan God van liefde dit toelaat? Maar ons vergeet dat die God van liefde is die lydende God. Hy is die lydende Here, met 'n lang y. The suffering God. Dit beteken waar jy ly, het hy in jou plek langs jou kom staan. Toe Jesus Christus as die onskuldige ewige seun van God, sonderlose, vlekkelose lam, soos 'n skurk en 'n boef aan 'n kruis vasgekap is. As God sy eie seun deur dit laat gaan het. Hoe kan 'n mens sê hy staan apaties teenoor my wanneer ek ly en swaar kry? Hy is juis daar. Want hy is die lydende God. Het jy dit geweet? Ons wel, natuurlik het ons almal dit geweet, maar mens dink nie altyd so daaroor nie. As gevolg van al die nonsens wat 'n mens aanlyn lees. Die grootste stuk skat, of kom ons sê parel, die grootste parel wat God ooit aan hierdie wêreld gegee het, het deur die pad van lyding gekom, net soos 'n parel uit 'n oester. Die wêreld het na Golgotha gekyk en net 'n gekruisigde man daar gesien en nog 2 langs hom weerskante. Maar geloof deur die Bybel kyk na Golgotha en sien wat? Die kosbaarste skat van God. En tog eindig die Here Jesus nie sy vertelling op daai punt nie, want die Here Jesus wil hê ons moet verstaan en weet dat dieselfde Christus wat die allergrootste skat en parel is te gelykertyd ook die regter wat sal verskyn. En daarom in die 3de plek verander die toon van sy praat skielik na 'n erns. Die vreugde van die skat en die vreugde van die parel kom uiteindelik in die erns van die finale oordeel wanneer hy vertel van die groot treknet wat deur die see gesleep word. Met ander woorde, hy wil hê ons moet besef dat iemand wat die parel en die skat ontdek het, dit vra van jou, dit is nie waar dat dit geen verantwoordelikheid vra nie. Daar's 'n verantwoordbaarheid wat aan elke mens kleef. Nou jy gaan dit nêrens in die wêreld lees of hoor nie. Jy moet dit in die kerk hoor om dit te hoor. Ons is verantwoordbaar. En daarom sê die meester dat in die 3de plek die koninkryk van die hemel is soos 'n treknet. Nou daai tyd het hulle natuurlik baie goed geken, natuurlik, en Petrus en al die ouens was vissermanne ensovoorts. Hulle het langs die kus van Galilea, die see van Galilea, het 'n treknet was algemeen, dis die manier hoe hulle vis gevang het, onder andere, het 'n groot net wat hulle onder andere met hulle bootjies deur die water trek en alles intrek, die net trek alles in wat in sy pad kom. Goeie vis, minder goeie vis, groot vis, klein vis, waardevolle vis, waardelose vis, alles saam in die een net, totdat die net uiteindelik op die land uitgetrek word, en dan kom die skeiding. Dis die beeld wat Jesus gebruik. Wat hulle goed verstaan, dit is natuurlik presies dieselfde beeld as wat hy gebruik het net vroeër in die hoofstuk by die gelykenis van die onkruid en die koring.
Die onkruid en die koring sal die goed onthou 2 weke gelede. Dit staan saam op die land en dan kom die oesdag. Met ander woorde, die koninkryk van die Here is klaar in die wêreld, maar dit is nog nie finaal voltooi nie. Die evangelie word aan alle mense verkondig, gered en ongered, lewe langs mekaar. Nie noodwendig kan jy die verskil met jou blote oog sien tussen hierdie vis en hierdie vis nie. Die verloste vis en die onverloste vis, om dit so te sê, swem saam en is binne in die net, totdat die net op die strand kom. Met ander woorde, God gaan nie laat die geskiedenis, jy kan sien die bootjies wat nou daai net so sleep, het gebeur seker die hele nag, ek weet nie. God laat die geskiedenis voortgaan, totdat die tyd volkome aangebreek het. Met ander woorde, hierdie gelykenis sê vir ons baie duidelik, en jy gaan dit ook nêrens in die wêreld lees of hoor nie, maar hierdie gelykenis sê vir ons baie duidelik dat daar 'n uurglas is en die uurglas loop tot hy uitgeloop is. Is nie waar wat die wêreld vir ons vertel, dat alles sal maar net aangaan soos altyd en op die ou einde gaan wat ook al gebeur nie. Die wêreld weet in elk geval nie wat gaan gebeur nie. Net die Bybel weet wat gaan gebeur en die Christene weet, maar die wêreldse mens weet nie. Hulle raai maar net. Hulle gis. Maar die kind van die Here weet dat daar gaan 'n dag kom waar die trek net uitgestrek word op die land. Dit is net logies. Wat 'n visserman gaan ad infinitum vang. Eendag tyd gaan stop en dan gaan hy uittrek. Is een van die merkwaardigste eienskappe van God se regering in die wêreld, vriende, is dat hy nooit haastig is nie en ook nooit laat is nie. Hy werk volgens 'n volmaakte tyd. Ek raak baie keer ongeduldig, o liewe aarde. Nou moet ek nie daaroor praat nie, want dit is 'n skande, maar ek raak baie keer ongeduldig. Ek kyk ek kyk byvoorbeeld na die onreg in die wêreld, dan sê ek, Here, waarom gryp U nie nou nie? As daar nou 'n tyd is wat U moes ingegryp het, dan is dit nou. Nou moet U dit doen. Ons sien hoe die goddeloosheid floreer en die Here bly net stil. Hoe kan hy stil bly as al hierdie goed gebeur? Maar die skrif leer, nee, wag so 'n bietjie. Wag. God is nie haastig nie, maar hy is ook nie laat nie. Die Bybel leer dat God se stilte beteken nie onverskilligheid nie, maar geduld. Ons het daaroor gepraat vorige keer, geduld, die geduld van sy genade. Dink net 'n oomblik daaraan vir 'n oomblik. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Ons sien nie eintlik in die Kaap in die winter 'n vreeslike sonsopkoms nie. Dit voel of hy nooit opkom nie, maar hy kom wel op. Maar elke sonsopkoms verkondig God se lankmoedigheid. Elke asemteug is nog 'n uitnodiging om na Christus toe te kom. Maar jy gaan nie vir ewig asemhaal nie. Party mense sê God se geduld beteken nee. Ek lewe so lekker saam met hierdie girl, my man. Jy weet, dis 'n miljoen keer beter as hierdie ou huwelikstorie. Jy weet. Ek meen, as die storie nou nie uiteindelik uitwerk nie, ons klim uit. Wat lekker is dit? En die Here, jy weet, ons doen saam Bybelstudie, ons bid saam, ons gaan kerk toe, ons dien die Here en jy weet, God verhoor selfs ons gebede en man, hoe kan dit sonde wees? Hoe kan dit verkeerd wees? Dis net party preetse ou kerke wat sulke goed sê. Maar dit kan nooit verkeerd wees nie. God keer dit goed. Jy sien? Party mense dink dat God se geduld beteken dat hy sonde goedkeur. Hoor jy nie? God se geduld. Hoor nou hier, as jy nog nooit geluister het nie, nou moet jy luister. God se geduld is die genadige uitstel van sy oordeel. Nog 'n keer. God se geduld. Die feit dat jy so lekker saam woon, jy's nie getroud nie, jy breek die 7de gebod. Was lekker. Ons bid saam, ons dien die Here saam, is wonderlik. Lyk asof God, nee, daar gebeur niks.
God se geduld is die genadige uitstel van sy oordeel. Jy gaan dit ook nêrens in die wêreld hoor nie. Noag het vir jare lank hy skip gebou. En elke slag was sy hamer as het ware 'n preek. Elke plank waarmee Noag die ark gebou het, het uitgeroep dat daar 'n oordeel kom. Maar die mense het gelag en gesê, "Maar die is mal. Hoe bou jy 'n skip op droë grond? Hier's nie eens 'n see naby nie, hier's nie 'n see naby nie, hier's nie 'n rivier nie. Stupid." En hulle het geëet en gedrink en getrou en gebou en verkoop en gekoop, totdat die dag gekom het waarop God die deur van die ark toegesluit het. En Noag het lank gebou en hy het lank gepreek. En die ouens het gespot. Maar toe was dit te laat. Sien, omdat God onregverdig is, omdat hy 'n boelie is nie, maar omdat sy langmoedigheid toe sy doel bereik het. Dink weer aan die vissers op daai bootjie op die see van Galilea. Hulle begin hier vroeg aand, son onder, dan begin hulle en is 'n lang dag en hulle is geduldig, jy weet, en hy net raak nou nie eintlik dat mense nou kan noem nou eintlik vol nie. En hulle hou aan en aan en aan en aan en aan en aan, maar daar kom 'n oomblik wat hulle die net gaan uittrek. Genade tyd duur nie vir altyd nie. Luister hoe eenvoudig stel Jesus dit. Hy sê, toe dit vol geword het. Toe dit vol geword het. Daar kom 'n dag wanneer die net vol is. Daar kom 'n laaste dag in die wêreldgeskiedenis. Daar kom 'n laaste uitnodiging. Dit is opvallend dat die Here Jesus nie soos vandag se predikers is nie. Die Here Jesus, hy versag nie die werklikheid van die finale skeiding nie. Mense hoor soms deesdae mense sê, nee, die prediking moet net bemoedigend wees. Prediker, jy moet jou mense, jy weet, man, die mense kry swaar in vandag se lewe. As hulle in die kerk kom, dan wil hulle hoor, jy weet, wat oulike mense hulle is, en jy weet, hulle moet bemoedig word, en hulle moet vertroos word. Verswyg tog liewer hierdie goed van die oordeel, en verswyg dit liewer. Maar die Here Jesus het net die teenoorgestelde gedoen. Die liefde van Christus het nie vir Christus stil gemaak oor die oordeel nie, dit het hom juis oor die oordeel laat praat. Want as jy lief het, dan waarsku jy as jy gevaar sien. Jy gaan nie op die strand lê onder jou sambreel, en dan is jou man of jou kind daar in die see, en dan sien jy die haai ving daar aankom, en dan lê jy net agteroor weer met jou boek nie. Jy gaan alles in jou vermoë doen om daai persoon te waarsku. Jy sal roep en te kere gaan. Dis waarom Jesus waarsku. Die realiteit is dat dieselfde Christus wat vandag die grootste skat in die parel is, dat hy ook as regter kom wanneer die trek net aan wal gebring word. 'n Mens kan nie vir altyd net bly aankarring nie. Jy moet iewers tot 'n punt kom. Maar voordat die Here Jesus hierdie paragraafie afsluit, draai hy na sy disippels toe en dan vra hy vir hulle, verstaan julle al hierdie dinge? Nie omdat hy dink hulle is dom of omdat hulle inligting kort kom nie, maar hy vra dit, hy vra, het die waarheid van wat ek sê julle harte bereik, ouens? Dis wat hy bedoel met verstaan. Ons lewe in 'n tyd waar daar meer aanlyn is, daar meer Bybels, meer Bybelstudies, meer kommentare. Jy kan sommer hier in die kerk sit met jou toestel en jy kan kyk, sommer aanlyn, terwyl jy daar sit, kan jy kyk of die goed wat ek hier sê is soos dit moet wees. Ons lewe in 'n tyd waar daar meer kommentare en goeders beskikbaar is as ooit tevore. Man, vriende, net die Heilige Gees kan die sluier wegneem en die heerlikheid van Jesus vir jou wys. Net die Heilige Gees.
En die disippels sê toe, ja. Hulle beantwoord bevestigend. En toe sê die Here Jesus vir hulle iets baie kosbaar. Hy sê, iemand wat die koninkryk van die Here regtig verstaan, is soos 'n huisheer wat nuwe en ou skatte uit sy skatkamer uithaal. Nou ja, dit was ook baie bekend in daai tyd. Welgestelde huisheere het dikwels destyds 'n stoorkamer of 'n skatkamer in hulle huise gehad waar hulle kosbare besittings bewaar het. Ons het dit vandag nog. Nie net goud en silwer en sulke goeders nie, maar hulle het ook goeders soos dierklere, waardevolle materiaal, dokumente, speserye, munte, kosbare, en wanneer daar 'n behoefte kom dat die huisheer gegaan na sy kamer of wat ook al en uit die voorraad uitgehaal wat op daai oomblik nodig was. Die ou skatte, om dit maar vinnig te sê, waarvan Jesus praat, is die waarheid dat God reeds in die Ou Testament gegee het. En die nuwe skatte is die lig wat Christus en die evangelie daarop laat val. 'n Volgeling van Christus Jesus gooi nie die Ou Testament waarheid weg nie, maar verstaan dit dieper omdat Jesus dit vervul het. Jesus sê met ander woorde vir hulle, net aan daai een sinnetjie sê vir hulle, hoorie, die hele Bybel saam is 'n kosbare skat wat ons moet verstaan en met ander deel, oud en nuwe, ou skatte en nuwe skatte. En ek is die middelpunt van dit alles. As jy Jesus as die middelpunt ontdek het, dan sien jy my aarde. Ek het altyd gehoor die Bybel is maar 'n de-mekaar storie. Is daar iemand in die kerk wat ook so gedink het? Die Bybel is maar redelik 'n de-mekaar storie, hoor. Dit is vir my net 'n klomp losstaande verhale, maar wag, nee, as jy Christus ontdek het as die middelpunt, dan besef jy, maar dis eintlik net een verhaal wat oor Christus en die verlossingsplan van God gaan. Gaan nie oor Abraham, Moses, Dawid, Elia, Jeremia en Jesaja nie. Gaan oor Christus. Die Alfa en die Omega. Dis die grootste behoefte van die kerk vandag, vriende tussen hakies, is nie nog kennis nie. Ons grootste behoefte vandag is om Christus weer in die skrif te sien. Reg? Want waar Christus in die middelpunt van die prediking verdwyn, daar word die Bybel vir mense net 'n boek vol morele lessies. Maar dan sluit Matteus onder leiding van die Heilige Gees die gedeelte op 'n baie merkwaardige manier af. Na al hierdie gelykenisse oor die koninkryk, staan die Here Jesus uiteindelik self in lewende lywe voor die mense van Nasaret. Die kosbare parel staan voor hulle in lewende lywe. Die skat staan voor hulle in lewende lywe. Die regter wat kom, staan voor hulle in lewende lywe. Die mense voor wie hy groot geword het in Nasaret, en hulle herken hom nie vir wie hy is nie. Hulle ken sy familie, hulle ken sy beroep, timmerman, hulle ken sy verlede, weet wie sy broers en susters is, maar hulle ken nie hom nie, hulle ken nie sy heerlikheid nie. Die grootste tragedie van Nasaret is nie dat Christus nie na hulle toe gekom het nie, maar dit is dat hy tussen hulle gestaan het en hulle nie in hom die kosbare parel ontdek het nie. So die vraag waarmee die hoofstuk afsluit is nie, verstaan jy die gelykenisse nie? Die vraag is, het die heerlikheid van Christus vir jou oopgegaan? Het jy Christus in die kosbare parel ontdek? As God deur sy genade jou oë daarvoor oopgemaak het en myne, dan verander alles. Dan word Christus groter as die wêreld. Gehoorsaamheid word 'n vreugde, opoffering is 'n voorreg. Dan verstaan jy waarom die man met blydskap alles gaan verkoop het om die skat te kry. Want wie Christus ontvang, ontvang meer as net vergifnis of die hoop op die hemel. Hy ontvang Christus self. Christus self. Daar's geen groter gawe wat God ooit kan gee nie. Wie Christus het, het alles. Wie hom nie het nie, het uiteindelik niks.
Vader, ons raak besig in ons lewens met soveel dinge wat verbygaan en vergeet hoe oneindig kosbaar Christus die Here is. Gee dat ons al hoe meer die heerlikheid van die koning sal sien. Soos Paulus wat alles as waardeloos, as drek beskou het. In vergelyking met die voortreffelikheid van om die Here Jesus te ken. Dankie vir u geduld. Daai geduld. Daardie geduld, Here. Maar help ons om nie u langmoedigheid te aanvaar as iets van selfsprekend of dat u nou ewe skielik sonde goedkeur nie. Help ons om die ou en die nuwe skatte uit die skrif te ontdek. En altyd raak te sien hoe die hele Bybel na Jesus wys. Ons bid ook vir die wat Christus nog nie as die kosbare parel ontdek het nie. En al wat ons kan bid is dat u oë open deur die Gees se werk. Trek hulle na u toe, Here. Ons dink aan die Suidwes-Kaap wat absoluut in hierdie droogte sit. Here, en ons besef dat die reenseisoen uitloop. En dit is, Here, asof die gevaar en die rooi ligte nie gesien word nie. Maar ons glo onwrikbaar, Here, dat u beskik oor die mag en die gesag oor die atmosferiese toestande, see temperature, wat dit alles mag wees. En daarom, Here, bid ons, ontferm u oor ons. Dit gaan nie net oor ons damme nie, dit gaan ook oor die landbou. Ons bid dit en vra dit met 'n verwagting en 'n geloofsvertroue. In Jesus se naam. Amen.